Right, dit is woensdag aand, die 10de dag van Junie 2026. Yes, so. Ek kan die datum onthou. Ons is vanaand hier in die sitkamer, ons is te veel vir die lapa. Dankie Here dat ons almal hier 'n honger en 'n dors het vir die woord. Weet, Openbaring sê, laat hy wat dors is kom en drink van die water van die lewe verniet. En dis hoekom ons hier is. Ek dink een en elkeen van ons het vanaand 'n dors na die woord van die Here en ons het elkeen 'n verwagting van goed af en elkeen van ons het nou net 'n toets gedoen en gesê, wie bid vir 'n deurbraak? Wie vertrou die Here vir 'n deurbraak? En feitelik almal se hande was op. Dis waaroor ek vanaand wil praat. Ek wil vanaand praat oor wat is 'n deurbraak? Nou, prentjie die volgende. Né? 'n dam wil breek en die water kom en ruk daai hele wal weg. En alles verder onder in die vallei onder daai dam is gaan deur die massa en deur die krag van daai water wat deur die wal gebreek het. Dis 'n deurbraak. 'n Deurbraak is 'n oorweldigende ding. 'n Deurbraak is 'n ding wat unstoppable is. Ek wil hê julle moet dit van die begin af besef dat, weet jy wat, as jy bid vir die Here vir 'n deurbraak finansiëel en jy hoop daar gaan R10,000 in jou rekening wees, jy gaan baie lank hoop. Want as die deurbraak kom, is dit nie R10,000 nie. As die deurbraak kom, is dit oorweldigend. En dit is onkeerbaar. Want God sê, hy is die deurbreker. Hy is die ene wat die deurbrake gee. Ons gaan nou gou by 'n paar dinge stil staan. Nou goed, 'n deurbraak, tweede vorm van 'n deurbraak, of net 'n voorbeeld, ek wil net hê julle moet 'n prentjie kry. Tweede vorm van 'n deurbraak is, jy weet, jy staan Saterdagoggend op en ons gaan, so klaar vir almal gesê, 3 uur braai ons. 10 uur pak die wolkies aan. 12 uur is dit donker. 1 uur val nou 'n paar haalstene. En onmiddellik dink jy by jouself, daar gaan die braai. Daar is nou 'n moeilikheid. Braai is nou af. En dan ewe skielik, dan nou dit opreën en die wolke begin paart en die son breek deur. Hoor julle wat ek sê? Die son breek deur. Daar kom 'n deurbraak en die son begin te skyn en wolke verdwyn. En nou braai ons maar terwyl dit nat is, maar ons braai. Nee? Die prentjie wat ek by julle wil vestig in julle mind is, dis 'n deurbraak. Dat dit lyk donker, dit lyk onplesierig, dit lyk, en dan ewe skielik, dan begin die wolkies breek en die son begin deurskyn. En is daar 'n plek in die Bybel waar die Here daarvan praat en hy sê, as julle in my wil wandel en julle doen wat ek sê julle moet doen, in plaas van dat julle klere skeer en as op julle koppe gooi en julle doen wat reg is volgens die Here se wil. Hy sê, dan sal die lig vir julle deurbreek. Dan sal die son van geregtigheid vir julle deurbreek. En die ander versie wat daarvan praat, op 'n ander plek in Micha sê, met genesing onder sy vleuel. Nee. Nou, ek weet nie wat se deurbrake een en elkeen van ons van die Here al wil hê nie. In sekere gevalle is dit genesing, in ander gevalle is dit finansiëel, in ander gevalle is dit miskien 'n nuwe werk of 'n nuwe besigheid of 'n nuwe ding. Maar ongeag wat dit is, as jy nie vanaand, en dis die eerste punt wat ek wil vanaand maak, as jy nie op die punt kan kom dat jy besef dat jy kan nie jou eie deurbraak maak nie. Geen mens kan sy eie deurbraak veroorsaak nie. Ek kan nie my eie deurbrake veroorsaak nie. Nie een van ons kan ons deurbrake volgens die woord van die Here doen nie, want God is die een wat die deurbraak gee. Daarom wil hy hê ons moet onomwonde op hom vertrou. Daarom sê hy, kom na my toe. Hy sê, werp julle bekommernisse op my. Ek sorg vir julle.
Ons hele probleem is, glo ons dit of glo ons dit nie? Of is ons op 'n posisie op hierdie stadium dat ons geloof 'n bietjie begin taan en dat ons begin twyfel oor, maar is dit nie net 'n baie mooi boek wat ons lees nie? Nee, dis die woord van God. En elke woord wat God gespreek het, sal in vervulling kom. Daar's nie 'n twyfel omtrent nie. Hy sê as God besluit het om iets te doen, wie sal dit keer? En dit is die hele punt. En as God besluit om 'n deurbraak te gee in enigiemand se lewe, wie sal dit keer? Niemand sal dit keer nie. Want as God besluit het om 'n deurbraak te gee, sal dit verseker kom. Ek gaan nou vir julle 'n voorbeeld of twee gee wat ek nou gekyk het. Nou, ek het so vinnig sommer uit my eie kop uit 'n definisie geskryf. Hy kom uit Google hom maar of Claude hom of wat ook al die ander name is. Hy's nie daar nie. Ek het gesê 'n deurbraak is wanneer die oplossing en 'n verandering kom sonder jou eie toedoen, want jy is op 'n plek waar jy nie iets self aan die situasie meer kan doen. Jy's in 'n posisie waar hulle sê my hande is afgekap. Nee, ek kan nie. Weet nie. As die Here nie nou ingryp nie, dan het ek moeilikheid. Nee. Nou as ek daar is, dan is ek op die plek waar God wil hê ek moet wees sodat hy vir my deurbraak kan gee. Maar nou is die eerste ding wat ons moet besef is dat die deurbraak kom van God af. Ek moet my deel doen. En ek gaan nou praat oor my deel. Ek moet my deel doen in hierdie hele ding. Jy weet, die woord van die Here is 'n doenwoord. Hy sê, geloof beteken niks. Geloof is dood, as daar nie werke is nie. As jy die woord van die Here glo en jy daarvolgens optree en daarvolgens leef en die werke begin doen waarvan die woord praat, dis dan wanneer die wonderwerke manifesteer, wanneer die deurbrake kom waarvan ek wil praat. En dit is vir ons as kinders van die Here, is dit 'n verblydende ding om een ding te weet, en dit is, daar's nie 'n twyfel oor dit nie. God sal vir jou die deurbraak gee. Yes, wanneer ek nou al by moedeloos verby is, en ek is nou al by hopeloos, dan is dit iets wat ek nie sommer wil hoor nie, en dan gaan ek by myself dink, ja, jy praat nou baie. Maar jy sit nie in my skoene nie. Maar dis juist die ding. God se deurbraak kom baie keer vanaf 'n oord wat die mense die minste verwag. En God se deurbraak is gewoonlik 'n deurbraak wat God so noukeurig kies, dat niks anders die eer daarvoor kan kry nie, behalwe dat hy die eer daarvoor kan kry. Want weet jy wat, God deel sy eer met niemand nie, met geen mens nie. En natuurlik is dit nog 'n groter les vir jou vyande, en vir die mense wat jou teenstaan, en vir mense wat teen jou optree en jou beswadder, of wat sulke goeters ook al doen. Dit is vir hulle ook 'n teken dat, weet jy wat, maar die Here gee hierdie deurbraak hier, en as die Here hierdie deurbraak gee, dan vul die Here baie keer mense met die vrees van God oor jou. Mense begin 'n heilige respek vir jou kry, hulle begin jou partykeer sommer net vermy. Ok, nou goed, die eerste punt wat ek wil maak is, wat sê die woord van die Here, wie is God? En hierdie is die versie wat vir my baie belangrik is. Hy word in Openbaring herhaal, maar hy word vroeër in die woord van die Here ook genoem. Die woord van die Here sê, ek is die Alfa en ek is die Omega. God sê, hy is die begin en hy is die einde. Hy begin 'n ding en hy maak dit klaar. Baie keer wil ons God se werk uit sy hande uitneem. En ons wil dit bewerkstellig, want ons kan nie langer wag nie, of ons is ongeduldig. Of my ore is net eenvoudig toe, ek luister nie wat die Gees van die Here vir my sê nie. Nee. En ek wil 'n voorbeeld gebruik, en ek wil nie te lank praat nie, ek wil dit short and sweet hou, want dis 'n kragtige beginsel hierdie, en ons moet hom onder die knie kry op 'n eenvoudige manier. Die volk van die Here kom na God toe en sê, ons wil nie langer sonder 'n koning wees nie. Ons wil 'n koning hê. Ek weet nie of hulle besef het wat hulle vra nie, want baie keer doen 'n mens onsinnige goeters en agterna dan dink jy by jouself, maar ek was eintlik stupid.
né? Maar die volk van die Here kom en sê, ons soek 'n koning soos ander volke, ons wil soos die ander volke in die ander nasies wees, ons wil 'n koning hê. En die Here praat met Samuel en hy sê vir Samuel, my volk het my verwerp as hulle koning. Maar ek gaan nogtans hulle wens gee. Ek sal vir hulle 'n koning gee. En nou gee die Here vir hulle 'n koning, hy gee vir hulle Saul. In alle opsigte is Saul dit wat as die volk na hom kyk, die ideale ou is. Hy staan kop en skouers bokant almal uit, hy's 'n fors groot ou, hy's 'n sterk ou. Hy is alles wat as jy na hom kyk, dink, yes, maar dit is 'n ou wat koninklike autoriteit kan hê. Maar daai selfe ou was alles behalwe dit. Alles behalwe dit. Toe hy gesalf word, toe word hy nie eers op die regte manier soos die priester salf gesalf nie, omdat hy gaan wegkruip het. Samuel sê vir hom, jy moet môreoggend kom, ons gaan jou salf. Wat doen hy? Hy gaan kruip weg. Toe hulle hom soek, toe is hy missing in action. En uiteindelik, toe sê hulle, o nee, hy kruip daar aan die ander kant weg, toe sê hulle, bring hom hier. Toe vat hulle sommer 'n erdekruik en hulle salf hom met 'n erdekruik, gaan lees dit. Hulle salf hom met olie wat hulle in 'n erdekruik het, wat van mense hande gemaak is. Hoe is Dawid gesalf? Anybody? Ek is nie alleen nie. Hoe is koning Dawid gesalf? Wat sê die Here vir Samuel met Dawid? Hy sê, maak jou horing vol olie. Dis 'n hele bok horing vol olie. Hy sê, en gaan na die huis van Isaai, want ek het vir my 'n koning gekies. Jy sien, hier het die volk nie gekies nie, God het gekies. En hy sê, hierdie keer sal ek vir my 'n koning kies, 'n man na my hart. Want ek kyk nie soos wat julle kyk nie, ek kyk nie in die uiterlike nie, ek kyk na die binnekant van die mens. En Samuel salf vir Dawid, deur daai olie uit die bok horing uit oor sy kop te giet, soos wat al die priesters ook gesalf was, laat dit van sy baard afgedrup het. Hy salf hom behoorlik. Nou sal 'n mens nou verwag, ons gaan so maak, en die volgende dag gaan Dawid op 'n wit perd aangery kom, en Israel gaan 'n koning hê, en hy gaan hulle uit al hulle verdriet en probleme uitverlos, en hy gaan al die vyande verdryf, maar dis nie wat gebeur het nie. Nadat hy gesalf is, toe is hy nog steeds die herder. Toe pas hy nog steeds die skape op. Toe sit hy nog steeds tussen die skape. Maar hy shuttle so, dan is hy daar by Saul, dan gaan speel hy vir hom op sy harpie, en dan is hy weer terug, en dan kyk hy weer na die bokke, en dan gaan hy weer, en toe sy broers opgeroep word na die weermag toe, en hulle daar in die skuilplekke teen die koppie lê, en vrees en bewing vir Goliat wat die volk uitdaag. Toe is dit weer een van daai trippies wat Dawid daar aangesit kom. Met takeaways. Dis wat die Bybel sê. Hy het takeaways vir sy boeties gebring. Hulle gesê, hier is vir julle kos, paas, hier is vir julle kos. En terwyl hy dit vir hulle gee, te hoor, hoe gaan daai Filistyn te keer, en sê, wie is hierdie heiden? Nee, maar ek wil 'n bietjie backspace. Wat het gebeur tussen die salwing van Dawid? Hoe oud was Dawid toe hy gesalf is? Wie kan vir my sê? Hy was 16. Hy was 16 jaar oud toe hy gesalf is as koning. Hy was 'n bogsnyter. Hy was nat agter die ore. En Dawid het God se aandag gevang deur sy worship. Want hy daar met sy skapies in die veld gesit, en dan het hy sy harpie of sy lier nader gesleep, en dan het hy psalms geberuim, en het hy vir God lofliedere gesing. Waar in die veld, waar hy en God alleen was. En die Here het hom so geseën as gevolg van dit, omdat hy met hom 'n verhouding het, en omdat hy
werklik waar God lief gehad het. Hy het 'n liefde gehad vir aanbidding. Wie van julle het House of David gekyk so ver? Ek het 'n stukkie gekyk. Slaap ek. Jy sal sien party plekke, dan sit nog vroeë môre, dan kom die rooi son nog daar agter die horison op, dan hoor jy David sit en hy sing 'n liedjie. Né? Vroeg in die môre voordat die son opkom het hy gesê in sy een Psalm, Here sal U my stem hoor. Dan het hy liede tot eer en verheerliking van God gesing. Dan het hy God verheerlik. En dit het God se aandag getrek. En God was met hom gewees. En nou leer die Here om te veg. En hy stuur 'n honger leeu. 'n Leeu wat so honger is dat hy kan nie eers kwyl nie, hy het nie spoeg in sy mond nie, so honger is hy. En dan wag Dawid totdat daai leeu die lammetjie gegryp het en met hom hardloop, dan jaag hy daai leeu, dan vlieg hy op en jaag hy daai leeu. Jy sien, hy is 16 jaar oud, hy het nie van beter geweet nie, né? As dit ons was, het ons op ons knie neergeval en gesê, ag Here, red tog daai lammetjie. Laat daai leeu se tande uit sy mond uitval, laat iets gebeur, maar red die lammetjie tog, maar nie ons wil nie. Ja. Miskien is dit ewel want die leeu is honger. Hy moet ook eet. Nee, Dawid vlieg op, hy 16 jaar oud. Hy het nie eers niks by, hy het daai tyd nog nie eers 'n slingervel gehad nie. Gaan lees dit, hy het nog nie 'n slingervel gehad nie. Hy gaan en dan hardloop hy agter daai leeu aan en dan vang hy daai leeu en dan wag hy. En dan draai daai leeu om met hierdie ou omjaag en dan drop hy daai lammetjie, want hy gaan hierdie ou wat hierdie indringer is wat hom kom aanvat, gaan hy nou reg sien. En as hy daai lammetjie laat val, dan vlieg hierdie Dawid onder daai leeu in en dan verskeer hy hom met sy kaal hande. En dan vat hy die lammetjie en hy vat hom terug kudde toe. En toe sê die Here, wag 'n bietjie, ek moet 'n bietjie nader aan Goliat se saais kom. Toe bring hy 'n beer. Hoe groot dink julle is 'n beer as hy op sy agterpote staan? 2 keer so lank soos jy. Miskien bietjie meer. Nou kom 'n beer. En wat doen daai 16-jarige kind? Hy jaag hom. Hy wag tot hy daai lammetjie gegryp het en dan jaag hy hom. En dan doen hy presies dieselfde met daai beer. Hy fight hom sonder 'n slingervel, sonder 'n pylende boog of enige wapentuig met dit wat die Here hom gegee het. En so het Dawid geleer om te veg. En nou raak hy vervelig. Ek meen, hy is nou gesalf as koning, nou sit hy daar, nou sit hy so tussen Saul se huis en sy pa se huis. En hy dink by homself, ja, ek gaan 'n slingervel maak. Nou maak vir hom 'n slingervel. En nou begin hy oefen. Skapies wy daar, hy kry vir hom 'n teiken, sit vir hom daar 'n teiken, dan gaan staan hy daar om die slingervel, dan gooi hy na daai teiken toe. Wie kan vir my sê wat was sy teiken? Lees julle Bybels? Nee. Wat was Dawid se teiken? Klein potjies. Hæ? Klein potjies, arm. 'n blikkie kook. Nee, kyk hierso. Kyk hierso. Hy het 'n haar van sy hoof afgevat en dan het hy hom daar op 'n tak gaan sit. En dan het hy daai haar gegooi, elke keer het hy hom raak gegooi. Sonder uitsondering. As hy so ver is. Bokkie, maybe die Here vir hom 'n goeie wysheid ook gegee. Nou ja, dis seker was dan gooi hy daai haar laat hy split, né? Dis seker waar split hier vandaan kom. Dis so goed hy kon sien uit Batseba raak. En Dawid het nadat hy koning geword het, het hy 700 van sy krygers gevat. En hulle opgelei om met 'n slingervel te gooi. En hulle het na hare gegooi en hulle het nie een keer gemis nie. Nou laat ek nou vir jou vertel, dan kan jy met 'n slingervel gooi. Né? So dit was instinktief. Die Here het hierdie ou klaar onderleg gemaak om sy ding te kan doen. Nee. En dis hoekom toe maar hy het nie daai wapentuig gebruik met die leeu en met die beer nie. Dit het eers gekom daarna, nadat hy gesalf is.
het hy begin om gelei te word om hierdie tipe van goeders te doen en die Heilige Gees het geweet. Hierdie ou gaan daai wapen nodig hê om sy deurbraak te kry. Né? So moenie dink dat as jy in moeilikheid verkeer en dit is asof die moeilikheid nie wil weggaan nie, dat dit mahala is nie. God is besig om jou deurbraak vir jou voor te berei, maar jy gaan meedeel daaraan. Jy gaan it's not going to come to you on a silver platter. God gee die deurbraak. Kyk wat sê hy vir Goliat. Hy sê vir hom, jy verstaan nie mooi nie. Wat die Here vir my gedoen het met die leeu en die beer, gaan hy vandag vir my met jou doen. God gaan jou vir my in my hande gee en hy gaan jou kop afkap. Vandag. Hy het nie gesê, ek is goed, watch my nie. Hy het sy vertroue nog steeds in die Here gestel. Hy was nog steeds 'n snyter. Hy was nog so jonk dat hy nie eers met die wapenrusting van Saul kon loop of veg nie. Dit het hom aan bande gelê. Maar Dawid gaan, omdat God hom uitgesoek het en God salf hom. Maar pas op, om te dink, okay, maar ek is nou 'n gesalfde van die Here, ons sing daai koortjie in die kerk, nee. Want ons is nou eenmal die geseëndes van die Here, en jy weet, in Deuteronomium 28, ek is die kop en nie die stert nie, en alles wat ek doen is geseënd en gesalfd, is wonderlik, maar daar's net Deuteronomium 29 ook wat sê, maar as jy nie in God se wil wandel nie, dan sal nie een van hierdie seëninge kom nie, maar die strawe en die oordeele. So, daar is 'n prys wat ons moet betaal om by 'n deurbraak uit te kom. En ek gaan daarby kom nou. Maar Dawid het sy vertroue ten volle in God gestel. En daarom het hy nie teruggedeins nie. Nou weer eens, né? As 'n mens jonk is, het jy baie guts. Hierdie ou was vinniger by daai reëses wat hy gedink het, né? Maar hy het geweet, ek sien kans vir dit, want die Here is by my. En dit is waaroor dit gaan by 'n deurbraak. God is die begin van jou deurbraak en God is ook die einde van jou deurbraak. En wat ook al met jou gebeur in die pad na jou deurbraak toe, né, is baie keer vir ons 'n gatslag. Maar vir God is dit 'n deurbraak, en as ek nie kan sien soos wat God sien nie, en as ek nie kan hoor wat die Gees van die Here vir my sê nie, gaan ek my deurbrake mis. En dan gaan my deurbrake baie langer vat as wat hulle moet om te kom. Want dan staan ek in die pad van my deurbraak. Want dan is my ore toe, dan luister ek nie wat die Gees van die Here vir my sê nie. Jy weet, en as die woord van die Here vir jou sê, wat sê Jesus se moeder vir die ouens met die waterkanne? Doen net wat hy sê. Doen net wat hy sê. Moet niks verder doen nie. Doen net wat hy sê. Niks meer nie. En dis waarby ons moet kom. Ons moet ingesteldheid van die Gees kry. Jy weet, die woord van die Here sê oor Dawid die volgende ding. Hy sê toe Samuel, en nou moet julle weet, Samuel is 'n baie besonderse profeet, né? Ek weet nie of julle agtergekom het nie, maar Samuel is 'n baie besonderse profeet. Behalwe vir Jesus Christus is hy die enigste profeet wat al sy profesieë in vervulling gekom wat hy geprofeteer het. Sonder uitsondering, daar het nie een van sy profesieë nie in vervulling gekom in sy lewenstyd. Daar's baie profete wat profesieë bespreek het oor die eindtyd wat nou eers in vervulling gegaan het, of onlangs in vervulling gegaan het, of soos wat tyd aangegaan het in vervulling gegaan het, maar Samuel, elke ding wat Samuel gesê het, so sê die Here het gebeur. En Samuel salf vir Dawid met olie uit 'n horing van 'n bok wat nie deur mense hande gemaak is nie. Dis 'n salwing wat van God afkom. En vandat die salwing op Dawid was, het sy moeilikheid begin. Wanneer het Jesus in die woestyn gegaan en die duiwel hom versoek? Net nadat hy gedoop is en die Heilige Gees op hom neergedaal het,
En hy is deur die Gees in die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word, sê die skrif vir ons. So wanneer het die versoekings na Jesus toe gekom? Nadat hy gesalf is, nadat die Heilige Gees op hom neergedaal het, nadat hy in gehoorsaamheid gedoen het wat die woord sê moet gedoen word, en dis hoekom hy vir Johannes gesê het, doop my, sodat alles wat gesê is in vervulling kan kom. Christus moes in elke opsig aan God gehoorsaam gewees het. Anderster sou hy nie vir ons as 'n verlosser kon sterf nie. En Dawid, jy weet die woord van die Here sê, nadat Dawid gesalf is as koning, en die Filistyne dit hoor, het hulle almal, al die Filistynse konings, almal eendragtig gekom en hom kom aanval. So moet nie dink jou aanvalle gaan wegbly omdat jy gesalf is en omdat jy jou hart en jou saak met die Here reggemaak het nie. Dan gaan jou stryd dalk kom, want dan gaan jy moet begin vasstaan en wys dat my vertroue is in die Here. Jy weet, daar is 'n baie mooi versie, hy is eintlik op my laaste bladsy, maar ek gaan hom nou vir julle sommer gee. 1 Johannes 2 vers 27, wat sê? Hy sê, en die salwing wat julle van hom ontvang het, hom met hoofletter, bly in julle. Nou, die salwing wat ons ontvang het, is 'n goddelike salwing. Samuel het nie hier met sy donkies aangekom en ons kom salf nie, die Heilige Gees het ons gesalf. En hy het ons gesalf, en deur dit het hy in ons gekom woon, want weet ons dan nie dat ons die tempel van die Heilige Gees is nie, en dat hy in ons woon nie. Ons liggaam is die tempel van die Heilige Gees, en die salwing, wat saam met die Heilige Gees gepaard gaan, bly in julle, 1 Johannes 2:27, en julle het nie nodig dat iemand julle leer nie. Hoekom nie? Want die Heilige Gees leer jou. Hy sal julle leer en lei in al die waarheid. Nee? Wie het vir Dawid gesê, hey, sit daai harpie 'n bietjie neer en vat 'n velletjie en vat 'n paar rieme en maak 'n slingervel. Heilige Gees. Die Heilige Gees het hom gelei om dit te doen. En hoekom het hy gegaan staan in target practice? Enige 16-jarige gee hom 'n pellet en jy sien hom vir 'n week nie. Hy's in aan die bos, hy skiet alles wat leef, hy skiet al die tories dood. Nee? So Dawid het maar net gedoen wat enige ander 16-jarige seun sou gedoen het. Hy het gaan target practice met sy slingervel. Nee? Nou goed. Baie keer dink ons, jy weet, ek is nou 'n gesalfde van die Here. Ek het die Heilige Gees ontvang, ek is wederbaar, my hart vir die Here gegee, wandel gehoorsaam met in die woord. En dan dink ons is gevry van dramas. Dis dan baie keer eers wanneer die dramas begin, wanneer ons werklik in gehoorsaamheid aan God se woord begin wandel, wat die vyand alles in sy vermoë gaan doen en sy aanval op jou gaan verskerp. En dit is dan wanneer 'n mens agterkom, maar weet jy wat? Ek is nou partykeers in so 'n hoek dat ek het 'n deurbraak van die Here nodig. Nee? En Dawid is vir my die tipiese voorbeeld van hoe iemand is wat 'n deurbraak moes kry. Weet ek het net gepraat van 'n damwal. En dan breek jy water deur die damwal. Maar hoe breek jy water deur 'n damwal? Niemand kom daar en skiet die damwal in sy myn met die dinamiet nie, dan sê die dinamiet wat dit veroorsaak het. Nee, daar kom 'n kraakie. En dan begin die drukking met daai kraakie werk. In kort voorlank, dan gee daai muur pad, omdat die water se drukking daai kraakie begin groter en groter druk totdat daai damwal bars. En dis hoe 'n deurbraak van God werk. Baie keer dink ons nee, want daai deurbraak moes al eergister gekom het. Dan het God nou eers die kraakie reg. Want daai kraakie gaan die deurbraak bring. Weet jy wat sê die woord van die Here op verskillende plekke wat ek vroeg net vinnig nog gekyk het? Hy sê op die regte tyd sal ek vir julle die uitkoms gee. Op 'n ander plek sê hy op die regte tyd sal ek julle red, sê die Here. Vir die Here is tyd 'n baie belangrike faktor. En tyd het God baie van, want hy is in 'n tydlose sone. Hy sien my einde van my begin af.
En dis hoekom, dit maak nie aan God saak hoe ons wonder maar wanneer want ons is vasgevang in tyd. En partykeer is dit nogal sien nie tergend, maar weet jy wat? Dis tyd dat ons begin besef, hoe moet ons onsself voorberei om hierdie deurbraak te kry. Nou goed, laat ek nou daarby uitkom. Ek het nou vir julle gesê, toe die Filistyne almal hoor, toe kom hulle almal in hulle hordes, toe wil hulle vir Dawid kom aanval. En wie wou, is 'n interessante ding waar hulle vir Dawid aanval. Hulle kom en hulle vergader in spooklaagte, wat later Baal Perizim genoem was. Dis waar hulle vir Dawid wil kom aanval. En Dawid skryf in een van sy psalms oor daai geveg en hy sê, die Here het soos water deur 'n damwal deurgebreek en my vyande voor my weggevee. Deurbraak. Goddelike deurbraak. Dawid het niks reg gekry nie, God het alles reg gekry. Maar hy het geweet Dawid gaan hom die eer gee. Dis hoekom hy Psalm geskryf is wat ons vandag nog kan sing en vandag nog kan lees. Maar daar kry hy die deurbraak. En later toe die ouens toe die Filistyne hom weer kom aanval, né? Toe hoor Dawid met die vyande het gekom om hom aan te val en waar is hulle? Hulle is weer in spooklaagte. Nou moet ek net vir julle sê, ek het gaan kyk na die betekenis, die Hebreëse betekenis van spooklaagte. Spooklaagte was die noemnaam van die plek. Maar as jy gaan kyk na die werklike betekenis van waar daai gevegte plaasgevind het, dan praat hy van die dal waar die reëse vergader. Dawid was maar van die begin af deur die Here geroep om reëse te verslaan. Imagine nie. Reëse soos die banke wat dink hulle kan oor mense loop. Reëse soos mense wat dink hulle geld kan alles koop. Reëse soos groot korporatiewe instellings soos SARS, soos wie ook al. Reëse waarmee ons moet beklei en kompeteer. Wie wat sê jou fight nie? God gaan die deurbraak gee. Jy gaan dalk instrumenteel wees, of waarskynlik, meeste van die tyd gaan jy instrumenteel wees in die proses. Nee. Maar daar's 'n paar kwalifikasies. Die eerste ding is, toe Dawid gesalf word, skryf die woord van die Here vir ons in 1 Samuel 15, en van daai dag af het die gees van die Here op Dawid gebly, en het die gees van die Here met Dawid gewees vir die res van sy lewe tot hy sy kop neergelê het. Die gees van die Here het nooit weer van hom gewyk nie. Dawid skryf ook in een van sy psalms, Here, vat tog asseblief die gees net nooit van my weg. Sonder die gees van die Here gaan ons die deurbrake sien nie. Mense, ons het die gees van die Here nodig. En daarom moet ons seker maak dat ons hom innooi en sê, kom o Skepper Gees, lewendmakend Gees, kom in al jou volheid, kom in al jou krag. Want ek kan nie sonder die Heilige Gees nie. Wat sê, en ek het nou so interessant, ek het altyd gedog, dit staan net in Haggai. Haggai praat van waar die Here sê op die 24ste van die 9de maand het die Gees van die Here tot Haggai gekom en gesê, sê vir Serubabel. En toe gaan ek na Haggai toe met groot verwagting en ek soek die verse en hy's nie in Haggai nie. Toe kom ek agter, ek het my Sagaria toe ook daarvan geskryf. Want Sagaria is 'n ander profeet, maar hy skryf ook vir hy selfe Serubabel en hy sê vir hom Serubabel in Sagaria 4. Hy sê vir hom, dis nie deur krag en geweld nie. Dis nie deur krag en geweld nie, maar deur my Gees, sê die Here van die leerskare. Nee. Nou hier is 'n interessante ding. Wat beteken Serubabel? Wie kan vir my sê wat beteken Serubabel? Serubabel bestaan uit twee woorde wat by mekaar gegooi is. Serub en Babel. Serub beteken iets wat net eenvoudig uit jou uitvloei en jy kan dit nie keer nie. Nee? Om leeg te loop. Om te voel alles is net besig, dit is soos 'n bad wat se prop uitgetrek is. Alles loop uit en daar's nie keer nie. Dis wat Serub beteken. En Babel beteken jy is nog boonop verward op. Want nou is jy verward, want alles wat jy bymekaar gekom het is besig om so uit jou hande uit te vloei en jy weet nie wat om te doen om dit te keer nie. En jy dink by jouself, o, heerlikheid, as ek nou vir die stem van die duiwel luister,
dan is dit my einde. En dis baie keer wanneer mense op 'n punt kom waar hulle besluit, maar ek sien nie meer kans vir môre nie, en dan wil hulle dan oorweeg hulle selfmoord. Ons het in 'n konsultasie gesit vroeër in hierdie week, ek en Janiek, waar 'n ou vir ons sê, hy en sy vrou was soos karperde. Hulle het nooit iewers heen gegaan sonder dat hulle saam is nie. Maar op 'n stadium toe dit met hom gebeur en alles so uitloop en hy word geonderkruip deur 'n oomie in die kerk. 'n Oomie wat 'n vreeslike groot geestelike in die kerk is, klim hierdie ou onderdeur en hy agter sy rug vat hy 8 miljoen rand uit sy rekening uit. Op 'n lening teen hierdie ou se plaas sonder dat hy dit weet. En toe hierdie ou hoor die plaas het 'n verband van 8 miljoen op, toe is daai verband al 11 maande agter, toe wil die bank die plaas vat. En hy besluit, hy gaan plaas toe, en hy maak 'n einde aan hierdie pret. En toe hy nou plaas toe ry, het hy klaar die vuurwapen by hom, hy gaan homself uit die voete uitmaak, en toe dink hy by homself, Jesus, maar hy kan nie dit in sy vrou en sy dogtertjie doen nie, hy gaan wel laat dit lyk soos 'n ongeluk, hy gaan voor 'n trok injaag. Op pad nou, gaan hy vir 'n groot trok wag wat lekker vinnig aankom, en hy gaan net voor hom inswaai. En dan is alles oor. Maar daar kom nie 'n trok nie, en daar's trokke maar hulle staan langs die pad. Want God het 'n plan. En hy kom by die plaas, en toe hy by die plaas kom, staan daar 'n ou by die hek met 'n karretjie en wag vir hom, en hy is die waardeerder van die bank wat die plaas moet waardeer, want hulle wil die plek nou op 'n veiling sit. En hulle ry in, en toe hulle nou inry, daar was 'n vorige voorval waar hy op die plaas gekom het, en hy ry op sy four-wheeler om 'n vark te gaan skiet vir die boys, want hulle gaan vir 'n week weg. En hy ry en 'n stem sê vir hom, stop en klim af en loop weg. En hy stop en hy klim af en hy loop weg. En die volgende oomblik toe ontplof daai four-wheeler. Hy dog iemand skiet op hom. Hy val daar in die gras rond. Hy sê hy is soos Harry die Terry. Hy sê toe hy opkom om te skiet, toe sê hy daar brand die fiets. En toe hulle op die plaas opry en hy kom by daai plek in die plaas, toe sê hierdie ou vir hom, hoekom is jy so stil, wat's fout? En hy sê vir die ou, wel, hier het 'n ding gebeur, en hy sê vir hom, nou vertel vir my wat het hier gebeur, en hy sê vir hom, hy gaan dit maar short en sweet hou, en hy noem vir hom nou wat gebeur het, en hoe die Here vir sy stem vir hom gesê, stap weg. Hy sê, en hy hoor 'n gesnik, en toe hy kyk, toe sit hierdie ou van die bank en snik, dat die trane loop. En hy sê, draai om, vat my na my kar toe, ek waardeer nie jou plaas nie, ons gaan nie jou plaas vat nie. Hy sê, God het 'n doel met hierdie plek. Nee, jy sien, dis hoe God werk. Maar dan moet 'n mens met hom 'n pad stap, en 'n mens moet kort maar teruggaan in jou geskiedenis en gaan kyk, hoe het die Here al vir jou deurbrake gegee, want sekerlik was daar al deurbrake in elkeen van ons se lewens, wat ons al vergeet het. Maar Dawid was so. Dawid kon op pad na Goliat toe hy Goliat tegemoet hardloop, toe dink hy by homself, Filistyn, you've got no idea wat God met die leeu en met die beer gedoen het nie. En toe hy daar staan en die Filistyn sê, maar wat soek jy so? Jy is 'n snyter. Toe sê hy vir hom, ek wil net vir jou vertel, presies wat met die leeu en beer gebeur het, gaan met jou gebeur. Nee? En sy deurbraak het gekom. Hoekom? Want hy was geanker in sy geloof in God en in sy vaste vertroue in God, maar hy het die gees van die Here gehad. En nou wil ek vir julle 'n ding sê. Waarmee word die gees van die Here in die Bybel vergelyk? Daar's 3 goed. Vuur, water en wind. Het julle gesien wat doen net 'n bietjie water wat nou so spoel van die bietjie reëns wat ons in Suid-Afrika kry? Niks keer dit nie. Wat nog van 'n tsunami en sulke goeters? Dat ek nou vir jou vertel, dis 'n vulletjie teen die krag van die Heilige Gees.
Maar daarom praat die woord van die Here van die Heilige Gees is water. Nee. Want ons besef nie dat die Heilige Gees is die krag van God nie. En dis die krag van God wat in een en elkeen van ons woon. Dis waarvan 1 Johannes wat ek nou net vir julle gelees het 2:27 sê, die salwing wat hy ons mee gesalf het, is in ons. Permanent. Die krag van God is in ons. Jy is nie sommer net 'n Mickey Mouse nie. Maar dan gaan jy met besef, dat weet jy wat, ek het 'n paar goeders nodig. OK. Nou goed, net 'n ding, iets wat ek opgetel het, wat vir my interessant was. Hulle vergelyk Dawid se slingervelle en die klip waarmee hy vir Goliat getref het, as volg. Hulle sê die slingervel is geloof. En die klip wat gebruik was, is die woord van die Here. Nou, wat gebeur in Esegiel 37? Wie kan vinnig vir my sê, Esegiel 37 praat van die Valley of Dry Bones. Wat sê die Here vir die profeet wat vir Esegiel wat met dit doen? Gaan met oor die doodsbeendere gaan bid. Praat met jou probleem. En almal het Spreek die woord van die Here oor jou probleem. Dawid het 7 klippe opgetel, maar die eerste een was goed genoeg. Hoekom? Want dit was die woord van God. Die klip is die woord. Nee? Want as die Here gespreek het, sal dit gebeur. En nou kom hy en hy sê vir Goliat, hy sê, die Here wat my verlos het, uit die hand van die leeu, of uit die kake van die leeu en uit die kloue van die beer, sal my verlos uit jou hande uit. En hy sal jou vandag in my hande oorgee en ek sal jou kop afkap. Hoekom? Dis die woord van die Here. Die woord van die Here sê, ek sal met jou wees, ek sal jou vyand, ek sal die vyand van jou vyande word. Wanneer jy my eer, wanneer jy in gehoorsaamheid en geloof om my wandel, dan word ons vyande God se vyande. En weet jy wat? Dis dan wanneer 'n mens met die Heilige Gees soos Dawid 'n pad moes stap. Dawid kon hoor. Toe die ander ouens daar by Sigim sit en hulle huil hulle oë uit hulle kop uit, dat hulle nie meer krag in hulle liggaam het nie, wat doen Dawid? Hy stap weg en hy gaan versterk hom in die Here. En hy kom terug en hy sê, Here, moet ek hulle agterna sit? En die Here sê, sit hulle agterna. En dan gee die Here weer vir hom deurbraak. Dawid se hele lewe spreek van deurbraak op deurbraak op deurbraak op deurbraak. Hoekom? Want hy toegepas wat die woord van die Here sê. Nee. Hier is 'n ander ding. As jy vergelyk tussen Saul en Dawid. Saul het nie een keer goed geraadpleeg nie. Lees vir my enige plek in die Bybel waar hulle sê en Saul het die Here geraadpleeg. Saul het die heks van Endor gaan raadpleeg. Saul het vir Samuel gaan raadpleeg. Saul het almal geraadpleeg behalwe die Here. Hy het sy vrou geraadpleeg. Hy het almal geraadpleeg behalwe die Here. Elke keer wat Saul in 'n oorlog ingegaan het, het hy gesê, waar is Samuel? Samuel moet 'n altaar kom bou en offer, sodat God saam met ons kan gaan. Met ander woorde, ons moet met 'n brandoffer God se guns en oorwinning wat met ons moet saam gaan koop met 'n offer. Daarom het hy ook gedink, hy kan aanhou met hierdie offerding en hy kan daarmee wegkom. Maar toe hy terugkom en hy nie die Amalekiete doodgemaak het nie, en hy koning saambring, en daar 'n klomp bokke en skape en diere saam terugkom, toe sê Samuel vir hom, God het nie 'n behaag in brandoffers nie. God het 'n behaag in gehoorsaamheid. As God vir jou sê, doen net wat hy sê. Lewe in gehoorsaamheid aan sy woord. Doen wat sy woord sê. As die woord van die Here sê, hoor hierso, moenie dit doen nie, moenie dit doen nie. As jy oor 'n spesifieke probleem bid en die Heilige Gees praat met jou, of die Here praat met jou deur sy woord, of jy kry 'n woord van iemand af wat jy weet van die Here af is, en daar is bevestiging van daai woord, staan op daai woord, en gehoorsaam daai woord. Bly by daai woord. Moenie van daai woord links of regs afwyk nie. Want anderster gaan jy nie die deurbraak sien nie.
Dit is nou ongelukkig so. Nou, jy weet, ek wil net terugkom na die klippe toe en die feit dat hulle sê dat die klippe geestelik is soos die woord van God. Want waarmee gaan Christus die antichrist verslaan? Met 'n woord. En die woord gaan uit sy mond uitkom soos 'n swaard. Gaan lees Openbaring. Wat sê die woord van die Here? Hy sê die woord van God is soos 'n tweede snydende swaard, dit dring in tussen murg en been. Die swaard, die woord van die Here word beskou as die swaard, hy sê dit is die swaard van die Gees. Dis die wapen waarmee die Gees beklei, dis die wapen waarmee die Gees sy ding doen. Dis hoekom die woord van die Here, Johannes 16, en die Gees van die waarheid, dit is die woord. Né? Hy sê dis die swaard. Gaan lees wat is daai wapenrusting van God in Efesiërs 6? En die swaard van die woord. Die swaard van die Gees. Dit is die woord, as ek die ou vertaling wil aanhaal. Nee. Dis waarmee ons moet veg. Ons moet veg met die woord. Ons moet veg met die woord. Nou, hoor 'n bietjie na die woord. Luister gou 'n bietjie na die woord. Psalm 2, en is alles Dawid wat hierdie woord vir ons huis toe gebring het. Hy het hierdie goed geken. Psalm 62. Wees net stil tot God my siel, want hy is my verwagting. Sekerlik, hy is my rots en my heil, my rotsvesting, ek sal nie wankel nie. By God is my heil en my eer, die rots van my sterkte, my toevlug is en God vertrou op hom altyd. Né? God is 'n toevlug. En dan sê hy Sela, wat beteken sit so 'n bietjie terug en dink daaroor. Psalm 91, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Hy sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Want hy is dit wat jou sal red uit die net van die voëlvanger. Daai ouens wat dink hulle gaan vir jou uitoorleen, hulle gaan vir jou in 'n blik indruk. God red jou uit hulle hande uit. Psalm 91. My God op wie ek vertrou, want hy is dit wat my sal red uit die hand van die voëlvanger, van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke en onder sy vleuel sal jy skuil, sy trou is 'n skild en 'n pantser. Psalm 91:14, omdat hy my lief het, sê die Here, daarom gaan ek hom red. Nie omdat jy so mooi is nie. Dawid was nie mooi nie. Dawid het sproete gehad en hy het rooi hare gehad. Wie sê sproete en rooi hare? Hy het sproete en rooi hare gehad, hy het 'n rooierige aangesig gehad, en dit was nie van 'n tan nie. Hoe sproete nie mooi nie? En wie wat sê die woord van die Here nog, hy het mooi oë gehad. Hy sê hy was mooi van aansien. Dawid was 'n fris billetjie, maar hy was nou nie 'n oil painting nie. Maar dit is soos in die Kyk. wat hulle nou die fliek wat hulle nou het is Dawid. Nee, hy word verkeerd uitgebeeld in die House of David. Hy was nie 'n ou met donker hare nie, hy het rooi hare gehad. Maar Dawid was 'n ou wat nie omgegee het hoe hy gelyk het nie, want hy het geweet, dit is nie wat by die Here punte tel nie. Die Here kyk nie na die uiterlike nie. Die Here waarsku eintlik vir Samuel voor die tyd. Hy sê vir hom, moenie kyk hoe lyk hy buite nie, want ek kyk nie soos julle nie, ek kyk na die binnekant. En ek het hierdie keer vir my 'n koning geïdentifiseer wat gaan doen wat ek sê, wat gehoorsaam gaan wees aan my woord. En Dawid het sy foute gehad, hy het sy stryd gehad, hy het sy temptasies gehad en hy het geval in sonde, maar hy het geweet hoe om terug te gaan na die Here toe en te sê vergewe my. En help my om dit nooit weer te doen, en hy het nooit weer gedoen nie. Nee. Nou goed. Hoe kry ek my deurbraak? Nou as ek na al hierdie goeters nou gesê het, en eintlik is daar soveel baie wat ek nog wil gesê het, maar ons het te min tyd. Ons sal deurbrake 2 moet hê. Maar daar's hoofsaaklik 3 dinge wat 'n mens nodig het om 'n deurbraak van die Here af te kry. Dis eens gebed. Ja, ek gaan nou by gebed uitkom, maar dis nie een van die 3 nie. Moet dit nie jouself probeer doen. Die eerste ding is jy moet die moed hê om te veg. Wat sê die Here vir Gideon? Gideon kruip weg in 'n sloot, laat hulle hom nie moet sien nie.
Nou kap hy nou maar 'n bietjie koring uit, né? Hy kan dit nie eers hy kan dit nie eers na 'n dorsvloer toe vat nie, want dan gaan hulle hom sien. Hy kruip weg. Hy is bang vir die Midianiete. En die engel kom by hom en hy sê vir hom, jy's 'n dapper held. En hy sê, jy praat seker nie met my nie. Maar ons weet gelukkig het Gideon tot bekering gekom en hy het later gedoen wat hy moes doen, nadat hy die Here vir hom baie duidelik bevestig het, dat luister, ek gaan jou gebruik om dit te doen, want God se deurbraak kom nie altyd soos ons hom verwag nie. Daai miljonair oomie wat jy het, gaan nie jou skielik bel en vir jou sê, okay, ek gaan al jou skuld vir jou betaal nie. Nee? God kom baie keer op 'n baie anderster manier as wat ons hom verwag. Maar kyk wat gebeur met Dawid. Ek het net vir julle gesê, 2 keer val die Filistyne hom aan, of veg die Filistyne teen hom in spooklaagte, né? En die eerste keer het Dawid hulle lynreg van voor af aangevat en die Here het die vyande voor hom weggevee. Soos 'n wal van damwal van water wat gebreek het, het hy die vyande voor hom weggevat. Né? En die tweede keer kom hy en hy sê, Here, maar kyk nou vir Dawid, kyk nou die verskil tussen Dawid en jy's reg oor gebed. Kyk wat doen Dawid elke keer. Elke keer wanneer Dawid iets wou doen, het hy wat gedoen? Hy het geraadpleeg, hy het God geraadpleeg. Die woord van die Here sê vir ons telke male. En Dawid het die Here geraadpleeg en gesê, moet ek hulle aanval? En die Here het gesê, val hulle aan. En hierdie keer toe die Filistyne weer in dieselfde plek kom, weer op dieselfde plek kom, en Dawid toe vir homself dink, maar ek ken hierdie terrein, ek het al hier oorloë en battles gefight, nee. Dus Dawid slim genoeg om te doen wat hy moes doen om sy deurbrake te kry. Wie wat het hy gedoen? Hy het die Here geraadpleeg. Maar hy was bereid om te veg. So voordat ek gaan bid, moet ek eers bereid wees om hierdie fight te fight. En as ek moedeloos is, moet ek uit my moedeloosheid uitkom, moet ek die Here bid dat hy my versterk, moet ek doen wat Dawid gedoen het by Sichem, en gaan en sê, Here, ek versterk my in U. Kom 'n bietjie eenkant, kom ek bid 'n bietjie in tale, kom ek gaan net laat die Gees van die Here deur my werk, dat ek myself kan stig en kan opbou, sodat ek weer in myself kan sterk word. Né? Soos wat die woord van die Here vir ons net gesê het, waar hy sê, dis nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees, sê die Here. Nee. En wat sê die woord van die Here op 'n ander plek? Hy sê, en julle sal krag ontvang, as die Heilige Gees oor julle kom. So, kry die Heilige Gees terug in die prentjie in, en jy sal die moed begin kry om jou battles te fight. Geloof. Ek het kom ook uit geloof uit deur. Ons gaan nou, jy loop nou die preek vooruit, jy is nou nuuskierig vir volgende bladsy. Hy sê, dan die laaste een is net so bietjie. So ons is klaar. Ek sien dat ou losietjie word opgehou. Nee, weet jy wat? Sê vir die Here, ek besef, Here, dit is nie my geveg nie. Ek besef, ek kan nie hierdie deurbraak bewerkstellig nie. Ek besef, ek is totaal afhanklik van U vir hierdie deurbraak. En daarom, ek is bereid om te veg. Ek is bereid om te doen wat ek moet doen. Ek is bereid om die swaard van die Gees te vat. Ek is bereid om te sê, Here, hier is ek. Gebruik my. Op watter manier jy ook al wil. 1 Timoteus 6:12. Stryd die goeie stryd van die geloof. Ons moet in die plek kom waar ons sê, okay, ek gaan die goeie stryd stry. Josua 1:7. Wees baie sterk en volmoed, ek gee hierdie vyande in jou hand. Jy sal hulle verdryf, want ek trek voor jou uit, sê die Here. Kyk hoe hy vir hulle die deurbraak bewerkstellig by Jerigo. Ja. Hou julle mond, bly stil, blaas die ramshorings en loop 1 keer om die stad elke dag. Om presies om daai stad te gestap het op daai stadium was in treemate of in jaar, soos wat hulle sê, min of meer 1 kilometer. So hulle het elke dag in 1 kilometer in stilte gaan stap. Ek dink daai ouens wat daar in die stad was, het hulle so gekyk en gedink, wat doen hierdie ouens? En toe kom hulle op die Sabbat, wat hulle nie verder as 850 yards mag stap nie, en die Here sê, nou gaan julle 7 kilometer ver stap om hierdie stad.
sonder 'n woord. Dit klink na 'n simpel oplossing, maar dit is God se strategie. En die woord van die Here sê vir ons, dat daai mure is deur God plat gedruk. In so 'n mate dat hy die mure in die grond ingedruk het, dat elke soldaat reg voor hom in die stad in kon gestap het. Daai goed is nie daar mekaar getuimel en in 'n hoop rabbel daar gelê nie. Daai mure was 30 meter hoog en 10 meter wyd. Daar was kamers en huise binne in die muur. Rahab die hoer, wat die verspieders gehuisves het in 'n huis in daai muur gebly. Sy het die spioene met 'n mandjie daai venster uit laat afsak. Hulle het op die dak weggekry. Ja, sy het hulle eers buite op die dak gaan wegsteek. Maar om terug te kom na die punt toe, daai was 'n hengse klomp bakstene en klippe, daai mure. As daai goeters net moes daar geval het en daar in rabbel gelê het, dan het hierdie ouens hulle morsdood geklim om maar oor te kom, om dan hulle nog aan die binnekant van die stad nog gaan beklei ook. Dan sal hulle moeg oor hierdie rabbel geklim. Nee, die woord van die Here sê, daai mure het so afgegaan, dat hulle reguit voor hulle in die stad in kon inbeweeg en die vyand kon dood. That's how God does it. Deur stil te bly, jou bek te hou en net te doen wat die Here sê. Nee. In die Afrikaanse Andre vertaling. Right, die volgende ene. Die eerste ene is, ek moet die moed hê om te veg. Die tweede ene is, ek moet in alles God raadpleeg. Ek moet sy wil ken, ek moet sy wil hoor. Ek moet vir hom sê, Here, wat maak ek? Volgende ene, jy moet totaal afhanklik van God wees. Jy gaan nie die battles wen nie, God gaan. Amen. As jy nie totaal afhanklik van God is nie, gaan jy nie jou deurbrake kry nie. Ek het al in my lewe self, Andre Strydom, met al besef, weet jy wat, baie keer bring die Here mense op 'n plek waar jy nie 'n ander keuse het as om te erken. Here, maar nou is ek totaal van jou afhanklik nie. Ek weet nie hoe gaan ek môre deursien nie. Ek weet nie hoe gaan ek volgende week deursien nie. Ek weet nie waar gaan my hulp vandaan kom nie. Dawid was daar. Hy sê, Here, ek slaan my oë op na die berge toe. Waar gaan my hulp vandaan kom? En dan sê hy, hey, nou besef ek is totaal afhanklik van hom. En dan sê hy, van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Daar's my hulp. As ek nie by daai punt kom nie, gaan ek nie die deurbrake sien nie. Ek moet my afhanklikheid van God besef. Ek het nodig om op my knieë in verootmoediging voor God se aangesig neer te sak en te sê, Here, ek het U nodig. Ek kan nie sonder U dit doen nie. Lei my, leer my, sê vir my waar moet ek gaan, sê vir my wat ek moet doen, ek is bereid, maar ek het U nodig, en ek het die krag van die Heilige Gees nodig. Sonder dit gaan ek nie my deurbrake kry nie. Hoor wat sê die Here vir Dawid in 1 Samuel 17, hy sê, vandag sê die Here, sal ek hulle in jou hand oorlewer, dat ek jou kan ek lees nou heeltemal verkeerd, ek het nou 2 versies hier omgeruil. Maar hier is Dawid wat vir Goliat sê, vandag sal die Here jou in my hand oorlewer, dat ek jou kan verslaan en jou hoof van jou al wegneem, en die lyke van die leer van die Filistyne vandag aan die voëls van die hemel gegee word. Hoekom? Want hy het geweet, my vertroue is 100% in God. En dan doen jy net wat hy vir jou sê. Jy weet, Dawid gaan na Saul toe en hy sê vir Saul, ek gaan hierdie ou vat. Ek gaan hierdie vyand aanslaan. Ek gaan hierdie Filistyn verslaan. En Dawid sê vir hom, jy's 'n bogsnyter. Draai eers gou 'n bietjie my uitrusting aan. Kyk of jy kan daarom iets hê wat jou min of meer kan beskerm. Dawid kon nie eers met die goed loop nie. Maar die Here het hom geleer om 'n haar 100% uit 100% raak te gooi met 'n slingervel. Al wat jy moet doen is, die gebed draai daai slingervel. En dit is die geloof.
Die gebed wek daai geloof op. En die woord van die Here gaan. En die woord van die Here sal tref waar hy moet, want God sal hom stuur om te tref waar hy moet. Amen. En nou as ons gaan doen wat die woord van die Here vir ons sê, en ons gaan begin om oor ons vyand of ons probleem of ons situasie, iemand het 'n deurbraak nodig oor genesing in hulle liggaam of wat ook al. As 'n ou daai vyand begin aanvat en jy daai geloofslingervel begin draai en jy die woord begin bid en jy sê deur Jesus se wonde is ek genees. Né? Wat sê die Here? Hy sê ek is die Here wat jou genees. Hy sê vir die Israeliete, as julle doen wat ek sê en julle my wil wandel, dan sal ek julle gesond hou. Daar sal nie 'n siektes naby julle kom nie. Psalm 91, geen pestsiekte sal naby jou huis en by jou tentwoning kom nie, want die Here sal jou beskerm. As ek daai klippies in die geloof begin gooi en ek begin met hierdie dooie bene praat, soos wat in Esegiel 37 gesê word, praat met hierdie bene. En weer eens is interessant, alles gebeur so wat het moet gebeur, maar daar kom geen lewe nie, totdat die Gees van die Here bykom. Daarom, ons kan nie deurbrake kry sonder die Gees van God nie, en ons kan nie deurbrake kry sonder om ons afhanklikheid van God te besef en om te raadpleeg oor ons probleem nie. En dan moet ons begin om die vyand aan te vat met die woord. Here, U het gesê, ek sal vergoed vir dit wat die sprinkaan afgevreet het. Julle sal jubel en juig, die Here gee riviere in 'n droë dorstige land. Hy maak 'n pad deur die woestyn. Die Here bring die wasdom, die Here bring die deurbraak. Die Here weet hoe gaan hy die deurbraak weet. Weet jy, kom ek gee vir julle een stukkie goeie nuus en ek is oor my tyd. 2 minute en 15 sekondes. Né? Kom ek sê vir julle gou-gou, God het reeds jou deurbraak haarfyn beplan. God wag dalk vanaand net vir jou om daai deurbraak vir jou te bewerkstellig. Haal jou oë van mense af, haal jou oë van hulp wat nie van God afkom nie. Hy sê salig is hy, geseënd is hy wat sy vertroue in die Here stel. Hy sal nie teleurgesteld staan nie. In 'n hoë mate is hy, God, hoofletter hy, beproef in tye van teenspoed. God is 'n beproefde toevlug in 'n tyd van teenspoed. Wie beteken dit? Dit beteken hy sal soveel keer getoets en elke keer het hy die toets geslaag dat hy al so beproef is dat jy hoef nie eers meer daaroor te wonder nie. Hy is beproef, hy sal jou deurdra. Dawid sê, hy sê, my vyande het op my toegesak uit alle rigtings uit, maar toe het ek na God gebid in die hemel en hy het my in sy paleis in die hemel gehoor en hy het sy hand uitgesteek en hy het my uitgeruk. Dawid het geweet hoe kom weer deurbrake. Hy het geweet wanneer kom deurbrake. Al wat ons moet doen is nie 'n magiese resep nie. Ek het maar nou net gekyk na sy lewe omdat ons almal sy verhaal ken. Ons het nou al baie oor hom gepraat in hierdie huiskerk. Maar hy is vir my 'n baie goeie voorbeeld van deurbrake. Elke keer wanneer daar 'n deurbraak moes gewees het met Dawid, was hy daar. God was elke keer getrou en vir hom die deurbrake gegee. Elke keer. Hoekom? Want hy het geweet. Sy liefde vir die Here was bo alle twyfel. Hy het God geraadpleeg elke keer as hy iets wou doen. Sy geloof was op die regte plek en hy het geweet. Daar's nie eens twyfel nie. Dis God wat die deurbraak gee. Ek sal my deeltjie doen. Ek sal daai slingervelletjies. Daai vreeslike groot baasvegter het na hierdie ouetjie gekyk en gedink, julle minag my man.
Kyk wie stuur julle om teen my te kom fight. Dis die laaste gedagte wat hy gehad het. Want toe daai klip hom hier tref, toe is hy die eerste klipkop. Dis hy daar. OK, ek is klaar. Enige vrae?